the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Goeiedag en baie hartlik welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Glo jy gaan vanaand lekker of vandag wanneer jy ook al na hierdie episode kyk, lekker saam met ons kuier. Saam met my natuurlik oudergewoond in die ateljee Henny Volskyk. Baie welkom. Ons sê Willie, baie dankie. Lekker tyd weer om net vir 'n bietjie te delf. Ek dink ons word skerper. Binne in my is iets wat kook. Ek sien die staldeure begin wil oopgaan. So ja, ons gaan 'n bietjie delf en ek dink dit extra tools in ons arsenaal is lekker vir ons. Baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Vandag gesels ons oor 'n baie interessante tema en dit is natuurlik vermaaning en onderrigting. Dit is iets wat nie altyd lekker afgaan nie. Dit is iets wat partykeer moeilik gehanteer word. Nie net vir ons as volwassenes, kinders van die Here, maar ook selfs van kinds daaraf was vermaaning, onderregwysing, teregwysing, vermaaning. Dis maar altyd iets wat moeilik is om te sluk en hoekom sal jy dink is dit moeilik en wat maak teregwysing moeilik? Ek dink die mense natuur as ons praat, hy soos ons praat wil sy ding doen. En dan kom ons met, sal ek sê gewoontes. En dis lekker om 'n gewoonte te hê. Ons praat altyd van muscle memory en repetition. Yes, ja. En om daar te wees, voel jy veilig. As dit sin maak wat ek sê. Jy voel veilig want jy doen dit opgemaak. Yes. En ons kom op daai punt wat ons bietjie, ek dink nie op die regte pad is nie en dan is dit nodig. En ons wil verder kyk en dit is baie belangrik, daar's 'n diep ding wat daar lê. En ek dink baie mense is negatief daaroor want niemand like dit nie. Ek dink nie iemand hou daarvan as jy tereggewys word. Maar ek glo iets, Willie, teregwysing moet met liefde kom. Ja. Anders is dit afbreek. Hoekom ek jou die vraag gevra het, hoekom is teregwysing en onderrigting moeilik om te aanvaar? Ervaar ek ook in my gees, dit gaan ook dat die persoon wat dit ontvang, kan dit vir so 'n individu partykeer voel asof hy tekort gekom het, asof hy dan in daardie proses half lei aan 'n geestelike minderwaardigheid. En dis hoekom dit moeilik is om dit te aanvaar. Met ander woorde, die rede kom teregwysing en onderrigting moeilik is dit beteken jy het 'n tekortkoming. Yes. En as jy 'n tekortkoming het, beteken dit jy het 'n swakheid. En mense is nie lief daarvan om dit te hoor nie. So ten spyte van hierdie, daar's verskeie redes en dit is vir ons belangrik om te kyk die rede hoekom dit moeilik is, want dit kan partykeer 'n toedeur wees en dat niemand van ons is perfek nie en God kyk nie na my en jou en die doel van die woord om ons reg te wys is nie vir ons om te sê jy is swak, jy is minderwaardig en die fout wat jy gemaak het afbreekend is tot op jou karakter nie, maar dit moet wees tot opbouing. Nou dit is presies wat jy gesê het. Dit moet kom met liefde, met opbouing. So, ons kernskrif, waar gaan ons bietjie delf vandag? Ons begin by Hebreërs 12, vers 1 tot 13. Wat belangrik is, hy het drie gedeeltes. Hy het 'n waarom, Okay. dan het hy wat is, en dan het hy 'n plek om te beweeg. Onthou wat ons gesê het, pridefulness en wanneer jy trots word, is wanneer jy stil staan en begin tel. Maar wanneer jy beweeg. So ons sien in die hele skrif dat die Here beweeg in punte. Ek wil net begin met hierdie, en ek wil hê graag, dit moet ons fondasie wees vandag om te verstaan, dat teregwysing is nie diskwalifisering nie. Onthou dit, dis waar ons staan, as die Here ons begin regwys in 'n regte rigting, diskwalifiseer jou nie op dit wat jy gesê het nie. So kom ons kyk wat sê, ons kernvers, ek wil net eers begin met vers 7, die middel, dis die is. Ek wil hom graag vir ons lees, hy sê, and have you forgotten, is 'n vraag wat hy vra. The encouraging words of God spoke to you as his children. Sure. Ek wil net vir jou sê, daar wys dit nou weer vir ons. Ons praat, ons kern is teregwysing. Ja. Hy sê encouraging, dis liefde. Okay. Dis om ons te bemoedig. Hy wys verder vorentoe, hy sê God praat self hierso. En die kern ding is, hy sê sy kinders. So kom ons hoor wat sê God self. Hy sê, my child, praat hy met elkeen. Don't make light of the Lord's discipline. And don't give up when he corrects you.
For the Lord disciplines those he loves, and he pushes each one as he accepts, or punishes each one as he accepts as his child. Wow. Right. Ek wil graag daar begin om te sê dat God dissiplineer sy kinders vir een rede. En dit sal ons op die einde kom, ons verstaan. Waarom gaan ons begin met die eerste verse? In die eerste verse verduidelik hy ons waarom dit so is en wat gebeur, is dat jy verstaan dat Jesus Christus het die perfekte geloop en geloof. So the perfect walk in faith. En dis wat God strewe na. Want onthou, ons moet weer verstaan, ons is ambassadeurs van Christus. Dis wat hy doen, dis waarom die teregwysing en die dissipline. Wanneer kom maar dissipline? Dissipline beteken wanneer jy selfbeheersing het, in Engels self-control het, over the situation. Okay. Ek sien baie mense, Willie, wat tot op 'n punt kom, en wanneer ons die eerste teregwysing van die Here wys, in Engels, when he rebukes you in something, dis wanneer die mense die leiersels neersit, en hulle gee die toom vir die vyand, en hy stagneer net daarso. Wow. So ek dink ons, as jy dit verstaan nie waarom, en as ons nou nog in die laaste gedeelte gaan ons verstaan hoekom dit is. Okay. Ons 'n groot rede daarvoor, maar hier is die kernvers. God stel mense tereg, of hy wys mense die regte pad, omdat jy sy kind is. En dit is 'n ding wat ons moet verstaan. Acceptance, wanneer jy 'n kind van hom is, dit dra waarde, want ons waarde op jou. Hoe sal God jou nie op die regte pad wil wys nie? En ek wil graag net dat ons vinnig net gesels. Baie mense sal sê, maar hoe pas dit nou in? Die Here van die Ou Testament en die Here van die Nuwe Testament. Maar as ons gaan terug na Kain en Abel toe, heel in die begin, was daar 2 offers gewees van die boeties. Ja. Die een was reg, die een was verkeerd. Maar die mooi stuk daar was, is wanneer God die Vader na iemand toe kom, en hy kom na Kain toe, en hy sê vir hom, hy sê, why are you dejected? Hoekom is jy so afgewater? Omdat ek nie aanvaar het nie. Maar hy kom met die liefde daarna, hy sien die regwysing, hy sê, jou offer was nie reg nie. Maar hy sê die volgende, hy sê vir hom, maar kom ek wys jou, hoe om dit reg te stel. Wow. En as jy dit nie aanvaar nie, gaan sonde aan jou deur kom klop. En ongelukkig, ons ken nie verhaal verder, dat hy het rarig nie gevat wat vir hom gegee was nie, en daar het op die tyd 'n moord gekom, en daar het ons 'n hele ding wat baie ver gestrek het in die Bybel. So ons moet verstaan op daai noot, die Here is hier om jou te help. Teregwysing, of soos ons sal sê, hierdie wat ons oor praat vandag, is nie daar om jou te diskwalifiseer nie, of om jou te laat minderwaardig voel nie. Daar's 'n regte pad wat daar lê vir ons, en as ons daai pad kan vat, gaan jy sien wat dit vir jou kan doen. Ek hou daarvan wat hy gee amper vir jou 'n vorm van kwalifikasie. Die Afrikaanse Bybel lees so, en dan sê hy basies in vers 7, as julle die tugtiging verdra. Ek kom terug by die punt, om tugtiging, vermaning, teregwysing, is nie iets wat net maklik geneem word nie. Daarom sê hy, as jy dit verdra, nou, jy verdra net iets, wanneer jy verdraagsam is teenoor iets, teenoor iemand, met ander woorde, eintlik skop jou wese teen dit. So jy sal partykeer, iemand by die werk waarvan jy nie baie hou nie, sal jy so 'n persoon verdra in die liefde. Dit beteken, jy is nie regtig so baie lief vir hierdie persoon nie, maar terwille van die omstandigheid en die situasie, wat doen jy? Jy verdra hom. Nou, omdat onderrigting en teregwysing nie regtig iets is wat natuurlik kom, wat ons maklik aansluk nie, dit is bietjie van 'n bitter pil, dan kom hy en dan sê hy, maar as jy dit verdra, so tot die woord van God erken, dit is moeilik vir 'n mens, want tereg soos wat jy sê, mense kan dink, dis 'n tekortkoming, en jy word, en God kom, en hy diskwalifiseer jou, dis glad nie die geval nie, om dit, in hierdie geval dan te kan verdra, en dis hoekom hy sê, as jy dit verdra, kyk wat sê hy, dan behandel God julle as seuns. Wow. Dit is, mooi. Daar is ek wil amper sê, 'n prestasieklausule in die teregwysing en onderrigting ingesluit. Ja, en ons moet verstaan dat hy sê, hy was in die woord sê, wanneer ons kyk na iets. Hy sê, wanneer jy kyk na lig, sal lig in jou gaan, wanneer jy kyk na duister. Awesome. So daar is dinge, sal praat hy fisies van wat jy na kyk. So daar is tye in ons lewe, wat ons hierdie pad wat ons nou oor praat, hierdie pad wat ons gaan vat uit hierdie stalle uit, oor hierdie eerste berg, want ons glo daar's eerste berg, en dan is daar 'n vallei, en dan is daar 'n gelyke pad, en dan begin die hele journey. So ek dink waar ons gaan staan is om te sê, dat daai eerste stuk wat uitkom, om te verstaan, ons kyk nog goed, ons maak keuses, jy weet nog nie. So wanneer ons leer, dit is 'n leerproses, en as ek hierdie prentjie kan skep met my woorde, om te sê dat is, wanneer jy gedurig sit, so wil jy glo, met hierdie prentjie wil ek dit skep, daar's 3 maniere hoe jy kan leer, en ek wil vir jou daar buite sê, dis 3 maniere. Jy kan die stadigste manier leer, en jy gaan deur alles self, en jy sal gehelp word, en ek sê dit met so 'n smile in my kies in,
Of jy kyk na die persoon langs jou of iemand wat deur dit gegaan het. Dis 'n getuienis. En jy leer uit hulle getuienis uit. Dat hoef jy nie daai pad te stop nie. Maar daar's 'n baie en die beste pad en die vinnigste pad om te leer wil jy. En dit is die woord van die Here te vat en vooraf te sien voordat jy deur enigiets moet gaan. Maar daar lê iets wat ons oor gepraat het in ons reeks tevore. Jy moet die besluit maak. Ja. Wanneer jy dit lees en wanneer dit geopenbaar is, Seker. moet jy die besluit neem en jy moet gaan staan op hom, soos ons in ons ander episodes gesê het, en jy moet jou geloof toepas op dit wat daar staan. Wow. Soos hierso. Wanneer jy hom verwelkom, sê Here, ek verwelkom U om in my lewe in te kyk. Bring die vergrootglas. Sure. Nie om getuigtig te word of af te skryf nie, maar sodat ek kan tereggewys word in dit wat ek doen, dat ek kan leer, sodat ek wat kan doen, 'n beter pad kan stap, sonder hartseer, want daar is, in ons keuses is daar gevolge, Ja. en partykeer is dit hartseer, partykeer is dit teleurstelling, Ja. jy verstaan wat ek sê. Wow. En ek bedoel, jy kyk byvoorbeeld, die eerste ding wat gebeur, wanneer jy jou kind teregwys, wanneer jy met 'n kind sal raas, die eerste ding wat hy doen is, hy laat saksek op, daar kom 'n skaamte oor hom, dis presies wat gebeur het met Adam en Eva, onmiddellik het daar 'n skaamte gekom oor hulle, as gevolg van hulle optredes. Om terug te kom by die begin, dit is waarom dit moeilik is om teregwysing, onderrigting te aanvaar, want dit bring jou in 'n place of shame. En ek hou daarvan wat jy gesê het, dat God wil jou nie diskwalifiseer Yes. deur onderrigting en teregwysing nie. Baie mooi. Definitief. Dan moet ons onthou, so 'n klein vers aan die kant, ook die woord beloof ons iets. Hy sê daar kom 'n helper wat die Heilige Gees is. Wow, Hy is awesome. daar vir jou Yes. om wat te doen. Een ding, om jou te herinner wat Jesus gesê het. Hy is daar om jou te wys wat toekomende dinge is. Dis wat ons oor praat van die leer. Baie mense vra, daar is nog groot vrae wat mense vra, maar hy wys jy dat hy leer jou nou sodat jy nie deur dit hoef te gaan nie. Want dan daar's 'n proses van soos teleurstelling en hartseer wat daar is. Hy voorkom ons van dit. So dis hoekom hy sê sy woord is 'n lamp vir my voete. Amen. Is dit nie so mooi nie? En hy sê Jesus is die weg. Jo. So daar is 'n pad wat uitgelees. Maar ek sê die pad van geregtigheid, een van ons ander episodes, waar jy moet verstaan op daai pad is teregwysing sal ek sê vir die voordeel van jou, sodat jy daar kan kom. Kom ons lees net gou die begin as ek kan. Kom ons vat die eerste verse en van 1 tot by 5. So is 1 tot 4. Hy sê, therefore since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Sure. So kan ek amper sê jou slegte gewoontes of net gewoontes Amen. wat nie in lyn is met die woord nie. Wat gebeur nou nie? Hy's besig om jou terug te hou. Ja. En ek dink dis hoekom mense moeg word. Ja. Dis hoekom jy daar buite voel, miskien is dit te swaar, depressie druk op jou. Daar's gevalle in jou lewe wat jy nie verstaan wat aangaan nie. Dit voel soos 'n gewig, 'n swaarte. Hierso sê die woord vir ons. Dis wanneer ons die besluit moet maak. Hy sê, kom nou, laat ons kan sien. Die Here wil jou losmaak, maar hy wil jou ook die kennis en die wysheid gee om te sê, moenie weer in 'n trap nie. Is dit nie wat hy vir die vrou gesê het toe die lyn in die sand trek nie? Ja. Hy sê vir haar, go and sin no more. Sin no more. Hy help haar. Hy sê, dit is wat jou hier laat beland het. So. Kom ons kyk wat sê hy verder. Ek wil net gaan daar kom. Especially, hy sê, that slows us down. Especially the sin that so easily trips us up. Sure. Hy sê, and let us run with endurance the race God has set before us. So as jy gewonder het waar, dis wat ons oor praat, daar's 'n reis, daar's 'n pad. Ek het nou nog gepraat van die berg, die vallei, Ja. Psalm 23 praat daarvan. Ons weet ons is op pad iewers heen. En dit is so belangrik om te weet, as hierdie staaldeure oopgaan na hierdie reeks van ons in jou lewe, moet jy altyd onthou jy is nooit alleen nie. Die woord is Jesus, hy is saam met jou, die helper is daar. Wow. So daar's iemand op hierdie perd se rug, wat jy is wat die perd is, wat hierdie vlaktes gaan inneem. Maar asseblief, ek wil graag vir iets sê, en dit is wat ek vir buite vir almal wil sê is, onthou jy moet afkyk, daar is skoene aan die perd, en dan word 'n pad geloop. Wow. En daai mense kan jy agter jou aanloop, wanneer dit tyd is om daar te kom. Kom ons kyk wat sê hy verder. Hy sê, because of, Jesus says, we do this by keeping our eyes on Jesus. Hier is die waarom. The champion who entices and perfects our faith. Because of joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame, and now is seated in a place of honor besides God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. After all, dis hy kernvers van ons wat hy sê. So daar sê hy vir ons, wanneer jy moeg is en oorlaai is, hy sê kyk wat het hy deurgegaan. Ja.
So kan ek amper sê, daar kom 'n tyd na hierdie reeks van ons, al hierdie reekse waar ons op 'n punt gaan kom wat jy verstaan, jy het 'n pad om te stap met 'n verantwoordelikheid. En jy het dit al baie keer gesê, Willie, vryheid kom met vanuit verantwoordelikheid. Nou, as ons hier kyk, en dit bring ons net gou terug by die inleiding van ons program, en as jy voor die tyd ons intro gesien het, is dit presies dat dis wat die vyand wil doen, toe jy daar eerste versie lees, he wants to slow you down. Dit is sy doel, en die oomblik as hy jou kan stadiger maak, jou momentum kan breek, dit is wanneer 'n mens dormant begin stil sit, en wanneer jy nie vorentoe beweeg nie. En wat doen dit? Dit is sonde, wat volgens die woord van die Here, om hierdie volharding te hardloop, het ons nodig om iets af te lê. En wat is dit? Dis die sonde, want dit is die sonde wat jou spoed breek. Dis wat ons sê, hy lewe in die lig, nie in die duister nie. Amen. Maar onthou, ons moet nie vergeet nie, sekere van julle gaan nog miskien nou eers jou eerste tree vat. Sekere van julle het nou al 'n paar tree gevat. En dit ek dink waar baie mense hulle self diskwalifiseer, Willie. Ja. Want nou is dit, Jesusie, ek is nog besig met dit en ek's besig met dit. Die Here sê, en is 'n belofte, hy sê, come as you are. As ons perfek sou gewees het en hom te gekom het, en as ons eie werke, sal niemand gekom het nie. Amen. Maar wees seker, hy's daar vir jou. Maar ook vir jou wat al 30, 40 jaar op die pad is, 20 jaar op die pad is, het die hande van die toom, wie die toom vas en miskien onwetend geskuif. En dat jy weet, dis wat hy sê, daar's 'n endurance race, jy gaan met stamina kry, Willie. En op die einde van ons vers sal ons sien, die laaste stuk is presies die belofte wat hy vir ons gee. So die regverdige, hoekom op die punt, en ek wil graag net hierdie uitlig vir ons, hoekom is dit nodig vir die dissipline? Hoekom is dit nodig dat jy gedissiplineerd op die einde staan in dit wat jy vashou? Die doop sê iets so mooi, hy sê the power of sin is now broken over you. Ja. Is dit nie mooi nie? Dit wat jou vasgehou het, kan jy nou voorsê, nee. Wow. Dit beteken, jy is in beheer, selfbeheersing. Amen. So dit beteken, daar is 'n proses, en dan kom hy by hierdie in, en dis van ons aktief gaan wees. In een van ons reekse gaan ons praat, wat beteken dit om in diens te staan? Amen. En hierdie versie wil ek net vir jou gesê, die gebed van 'n regverdige, dra krag. Wow. So as jy die dissipline of die gedissiplineerde woorde na jou toe kom om jou gedissiplineerd te kry, teregwysing soos ons sal praat, is dit daar om jou te kry dat jy aktief en effektief kan wees vir die koninkryk. Deur jou gebed. Die gebed van 'n regverdige dra krag. Die pad van regverdigheid het ons gepraat al oor. In die pad van regverdigheid het ons spesifiek gepraat, en ons het daaroor gepraat oor die verskil tussen selfregverdiging en die regverdigheid wat van God afkom. En dit is die rede waarom jy miskien die vraag dalk sal vra, wanneer na die episode kyk, maar teregwysing, ondermaning, hoekom het ek dit nodig in my lewe? Ek ken die pad, ek ken die woord, ek is al so lank op die pad. Wel, dit is juist die gevaarlike plek waar selfregverdiging inkom, want jy moet een ding besef, niemand weet hy's verkeerd nie. Definitief. Luister mooi wat ek sê, jy weet nie hy's verkeerd nie, want sou jy geweet het jy's verkeerd en jy hou aan met die verkeerde dae, dan doen jy opsetlik verkeerde sonde. So die rede hoekom jy die ding doen wat jy doen, kom uit onkunde uit. En omdat dit in onkunde is, dit is wanneer jy onderrig en tereggewys moet word weens jou onkunde. Dan sal die Heilige Gees kom en die Heilige Gees sal jou oortuig van jou sonde. So jy moet die vraag vra om te sê, Here, kom, en ek is so baie lief daarvoor om daai liedjie te gebruik, search me, O Lord. Die woorde sê nie, let me search myself nie, but let the Lord search your heart. Here, kom en deursoek my hart en oortuig my, wys my, en dit is waar die deur oopgemaak word, sodat ons teregwysing en onderrigting kan ontvang. En die oomblik as jy daai deur oopmaak om te sê, Here, daar is miskien dinge, en in ons vorige episode wat ons gepraat het oor glo, mense, ons moet nie te vinnig wees om te sê, ek glo nie. Ek glo nie in die doop nie, ek glo nie in die werking van die Heilige Gees nie. Sê eerder, ek verstaan dit nie. Dan kan ons erken, weet jy wat, in die feit dat ek nog nie onderrig is en tereggewys is op daardie aspek nie, kan die Here kom en ons leer. Definitief. En ek wil nou die laaste stuk doen op daai noot, en dis hoe hy nou vir ons, so kan ek sê, so 'n voorsmaakie gee van teregwysing. Amen. Want hy gee vir ons 'n opdrag. En dit is hoekom hierdie ding daar is. Jy sien nou net vir die mense noem al buite ook, onthou net, die Here begin altyd met 'n vraag, het hy nie, hy sê vir Adam en Eva, waar is julle? Hy weet waar is hulle. Ja. Want hy so gaan hy weet, hy gaan vir jou vra daar buite, hy gaan vir jou vra, is dit regtig die regte manier om daai persoon te hanteer? Is dit regtig die regte manier om te gesels? Dis hoe dit gaan begin. Wow. Klein stappe, onthou, klein stappe word groot stappe word hardloop, en dan beweeg ons na 'n punt toe ons Amen. gaan. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Op die einde praat hy hier van vers 10 af, is so baie belangrik wat hy sê. Vers 7. Hy sê, as you endure
the divine discipline. Onthou mooi, divine discipline. Remember that God is treating you as his own children. So. Whoever heard of a child who's never been disciplined by his father? If God doesn't discipline you as he does with all his children, it means that you are legitimate and are not really his children at all. Since we have respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn't we submit even more to the discipline of our Father of our spirits and who lives forever? Vers 10, wil ek net verder lees, hy sê, hier kom die opdrag, hy sê, for our earthly fathers disciplined us for a few years. Dis vir alle paas al buite, Willie. Daar's 'n opdrag klaar om te sê, waar is jy? Soos Willie sê, search me, O Lord, do I really stand in my position as a father of my house? Wow. Hy sê die verder, hy sê, doing their best as they know how. But God's discipline is always good for us, so that we might share in his holiness. Daar's daai holiness is wat ons van praat, regverdigheid. No discipline is enjoyable while it's happening. It is painful. But afterwards, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Wow. Ons sê die laaste, as afsluit met die laaste versie, ek wil net hier vinnig stop om te sê, kyk wat sê hy? Hy sê dat na die dissipline uitgevoer is en jy dit accept en jy staan op dit, so wat doen jy? Jy submit en sê, Here, vergewe my, help my Here, wys my Here, en jy begin daai te stap, sal daar 'n vrede oor jou kom. Daar's 'n indikasie. Ja. So wat sal gebeur? Die liefde van die Vader na sy kinders toe sal jy ervaar in vrede. En dan sê hy, jy raak fiks in 'n gedissiplineerde lewe, in control of whatever. En hier kom ons by die kernvers, Willie. Hy sê nou vir ons almal en vir jou daar buite. Hy sê, so, take a new grip on your tired hands and strengthen your weak knees. As jou bene gebakkel is van die gewig wat jy aftrek, hy sê, versterk jouself. Make out a straight path. Ons praat weer van 'n pad. Daar's 'n reguit pad for your feet, so that those who are weak and lame will not fall, but become strong. Wil jy sê daarso, hy sê die eerste paar tree, as jy mooi luister wat hy sê, hy sê, draai 'n reguit lyn, sny dit reguit, wil jy, hy sê, sny dit reguit, kol sin, Amen. moenie wankel en sê, ja, maar, Here, waar die, en begin bly, hy sê, sny hom reg, al is jou bene lam, of jy kan nog nie lekker loop op die pad nie, maar hy beloof vir jou, dat jy sal deur hom kom, daar het hy gesê, maak net 'n reguit pad, sny dit reguit, reg of verkeerd. Jy kyk miskien vandag na hierdie program en episode en sê, miskien is dit harde woorde. Wel, as ons gaan kyk in hierdie selfde gedeelte, dan wil ek net hierdie een versie by jou los en hiermee afsluit, en daarna gaan ons 'n gebed saam doen, want hoekom? Dit is 'n plek waar ek en jy moet kom om te sê, Here, kom en leer my. Daar's so 'n mooi liedjie wat sê, kom o Skepper Gees, leer my van die waarheid, leer my van die seën. En as jy nog nie die waarheid ontdek in Jesus Christus nie, as jy miskien nog onder 'n vaandel van en verblind is in hierdie wêreld, deur sonde en dade, en dat jy miskien die genade boodskap van God nog nie mooi verstaan, en miskien het iemand dit dalk vir jou op 'n manier so gebring, dat sonde ingebring kan word, en ons skop nog teen die prikkels. Is daar 'n gedeelte wat sê, en hy noem dit in vers 4, maar julle het nog nie ten bloede weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Ten spyte van ons genade en die redding van Jesus Christus, het ek en jy 'n verantwoordelikheid om ten bloede weerstand te bied teen die sonde. Hoe doen ek en jy dit? Om onsself oop te maak vir teregwysing, verlering, onderrigting, vermaaning, deur die Heilige Gees, deur jou broer, deur jou pastoor, deur jou medeboete wat saam met jou, of sissa wat saam met jou die Here dien, maar ek en jy moet bereid wees om te sê, Here, ek het 'n leersame gees, 'n unteachable spirit, grens aan witchcraft. En daarom is dit so belangrik om te weet, Here, ek kan nie myself toemaak en hy myself regverdig nie, maar laat ek geregverdig word deur God. En nie, gaan jy vir ons saam bid en ons bring by die troon van die Definitief, ek sal Vader. afsluit, ons sluit af met hierdie, ons wil net hierdie bemoedige woorde sit, jy gaan weet, dit gaan 'n stryd wees, maar die stryd is reeds gewen, die krag is beskikbaar by die kruis, en deur die kruis gaan jy dit kan doen, ek wil vir jou al buite sê, byt vas, Amen. en wees net daarso, die Here sal jou versterk, van krag tot krag, van glorie tot glorie, soos hy sê, kom ons sluit die woord, dankie Here Heer, Amen. vir die woord wat buite is, Thank you, magtige Jesus. Vader, Here, dankie dat U ons Vader is, en ons kan met rustigheid sê, Here, U is ons Vader, en ja, dat ons U kinders is in U oë, Here.
Here, ons staan oop, ons gee toestemming vandag, Here, namens ons almal vra ons, Here, almal wat kyk. Here, come search me, Lord. Vat ons maak oop, Here. Ons is gewillig om te sê, help ons. Here, die teregwysing weet ons nog vandag is uit liefde uit om ons te vat vorentoe. Maar Vader, dankie, Here, dat dit wat ons weerhou, Here, dat U dit nou met U krag uit die pad uitvat in Jesus naam, Amen. dat ons die waarheid sal kry en die waarheid wat ons vrymaak. Dankie, Here, dat ons weet op die pad wat ons stap is 'n pad wat ons vat na 'n plek toe waar ons in diens gaan staan, Here, wat ons met ons woorde en ons gebede, Here, kragtig kan bid vir hulle wat dit nodig het. En Vader, dankie dat elke een wat hierdie pad begin, Here, dat hulle sal weet, Here, hierdie teregwysing is om ons te versterk. Here, versterk ons ook. Wys ons die pad, daai reguit pad. Sny dit reguit vir ons, maar help ons. Gee ons die krag om dit te aanvaar en die hulp te vra, Here, en ook te repent en te vra, Here, vergewe ons waar ons uit lynheid is. En Here, dankie dat ek elke leuen van die vyand se kamp in die naam van Jesus Amen. kan sny waar hy jou gediskwalifiseer het. Hy probeer jou diskwalifiseer. Ons sny dit af. We shut down your lies in the name of Jesus. Amen. En ek dank U vir die waarheid en die liefde wat nou deurkom en die verandering wat plaasvind in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het, baie dankie dat jy ingeskakel het, en die feit dat jy hierdie afgelope 25 minute ingeskakel gebly het, beteken jy het wel 'n gees en 'n bereidheid om jouself te onderrig en te vermaan, en die Heilige Gees gaan dit doen. Daarom is dit belangrik om in die woord van God te wees, om te sê, Here, kom leer my, lei my, wys my. Moenie as 'n skrif en God met sy woord deur jou blaai net omblaai om te sê, dit is nie vir my bedoel nie. Die Here het vir jou 'n spesifieke afspraak en 'n doel en 'n plek. Mag die Here met jou wees, baie dankie, en nie dat ons saam kon kuier. Altyd lekker. Mag die Here met jou wees, elkeen wat saam met ons gekyk het, gaan in die vrede van die Here. Totsiens. The bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you, so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields, and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.